prediker. Daar's geen druk op hom nie. Drian, baie welkom vir jou ook vanoggend. Dit is vir ons 'n voorreg dat jy ook vanoggend vir ons die diens lei. Jy trek mense tot uit Pretoria uit. Baie gewilde prediker. Ons wil ook sommer vir Dr. Wieke en Johan en almal wat saamgekom het, baie welkom ook sê vanoggend. Lyk baie beïndruk vanoggend, leef mee, lyk of alles vir jou goed is, sodat Drian ook baie goed kan lyk vanoggend. Die eksport sommer, nee, baie welkom vir julle almal. Ons glo dat die Here gaan op 'n wonderlike manier vanoggend deur Drian werk, en ons luister baie graag ook vanoggend, en ons weet ook, elkeen van ons wat Sondag op die preekstoel staan weet, ons het die Here baie nodig, en mag dit ook vanoggend so wees, dat dit oor hom gaan, en nie oor enige een van ons, wat vanoggend hier so sit nie. Maar Drian, baie welkom, en ons glo, het sal baie goed gaan met jou vanoggend. Vriende, vrede vir julle van ons Heer Jesus Christus. Baie welkom by vanoggend se erediens, en ek wil julle voordat ons afskop nooi, groet die persoon langs jou, voor jou, agter jou met die woorde, mag jy God se sorg ervaar. En dan terwyl daar nou nog so 'n bietjie rumoer is, wil ek ook ons kinders vorentoe nooi. Julle kan hier voor by die doopvont kom staan vir die kindermoment. Die manne wat daar ver sit, ek weet nie of julle gesien het nie, maar die sweeties is aan die kant. Julle moet nie te ver skuif nie. So, wie van julle het troeteldiere by die huis? Wie het honde? Ek is baie bly het honde, my. Wie van julle het katte? Niemand. Vissies? Ek het vissies by die huis gehad. Hulle het dit nie gemaak nie, maar hase? Die haas het dit bietjie langer gehou as die visse. Enige ander diertjies, troeteldiere? Ek dink dit is meeste van hulle. Hamsters, voeltjies dalk? Voeltjies is in die lug, jy is doodreg. So, wie sorg vir julle troeteldiere? Ja? Sorg jy vir jou troeteldiere? Gaan jou ma en pa dieselfde sê? Ja, my? Wie sorg vir jou troeteldiere? Ja, mamma en papa? Of jy? Jy. Wie sorg nog vir hulle eie troeteldiere? Laat ek nou eers sien. Ek wonder of ons 'n ouer moment moet skep, na die kindermoment. Ok, en wie se ouers sorg vir hulle troeteldiere? Dis heeltemal ok. My ouers kyk ook na my hond op die stadium. En wie sorg vir julle? Ja? Papa en mamma. Wie sorg nog vir julle? Oupa en ouma dalk? Ja? Tannie en oom? En wie sorg vir papa en mamma? Ja? God. Dis 'n baie mooi antwoord. God sorg vir pappa en mamma. Sorg God vir julle ook, dink julle? Definitief. En dan my laaste vraagie aan julle is, wie van julle weet wat se dag is vandag, behalwe Sondag? Ja, Vadersdag. So vandag wil ek vir julle 'n geleentheid gee om vir julle pappas bietjie te sorg.
Hierso voor is 'n klomp soetgoed. Julle moet nie vir jou een vat nie, vir jou pa een vat, wat hy van sal hou. As deel van julle wat vir julle pa's ook sorg om dankie te sê. Sal julle dit kan doen? Sal dit hou tot in die banke? Ons sal sien. Julle is welkom om vir julle te gryp, solank terug te beweeg na julle sitplekke toe. Terwyl die kinders hulle plekkies weer kry, julle kan maar gaan, wees vry. Terwyl die kinders hulle plekke weer kry, hulle pad terug na hulle ouers toe vind, wil ek net sê baie geluk aan al ons pa's, oupas, ooms, coaches, mentors, vaderfigure in die gemeente. Dankie vir die insette wat julle in elkeen van ons se lewens het. Ons waardeer julle diep. Die kleintjies gaan nagmaal doen saam met my. Hulle gaan saam met my nagmaal doen. Dis hoekom ons vir hulle chocolates gee vir oggend. Spesiale nagmaal. Vriende, ek wil ook dan elkeen van julle nooi om in 'n oomblik van stil gebed te tree, terwyl die kinders so tussen die banke deur beweeg. Net om dankie te sê vir die Here, vir die vaderfigure wat ons elkeen in ons lewens het. Kom ons sluit die oë. Amen. Ek gee nou oor vir Annerie met die kollekte en die afkondigings. Môre gemeente, ons gaan terwyl die kollekte opgeneem word, gaan ek sommer gou die afkondigings voorhou voor die diens begin. Soos Rian gesê het, vandag is Vadersdag en ek het 'n mooi gedig gisteraand gesien wat ek graag wil voorlees vir al die pappas. Jou pa is jou beste vriend, die prins in jou lewe. Hy is die een in wie se arms jy skuilig kan vind en jou gerus stel dat alles beter sal wees. Maak nie saak wat dit ook al mag wees nie. 'n Pa se hande is die troos wat mense oplig as jou trane vlak lê. Sy stem is sterk en altyd opreg as hy jou aanspreek. 'n Pa weet alles, vra maar net. Hy weet. 'n Pa leer jou om alles te waardeer in die lewe. Dit is hy wat ons bewus maak van wie en wat ons is en wat ons die lewe kan offer met eerlikheid, standvastigheid, vertroue en medemenslikheid. 'n Pa is die een van die belangrikste persone in die wêreld. Hy leer jou van Christelike waardes en om God te ken, te loof, te prys en om God te eer. 'n Pa kan jy vertrou met jou diepste geheime. Dankie vir al die pa's wat hier by ons vandag is. Julle is die steunpilare in ons gemeente. Dan die ander afkondigings, ek het dit vir julle ge-WhatsApp, maar ek gaan ook net so 'n paar voorhou, vir die wat dit nie gekry het nie. Eers gou, as jy nuwe lidmate is, kan julle na die tyd by die kerkkantoor net by my draai maak. Ek het gesien, daar is nuwe lidmate wat ingetrek het in die week. Welkom hier by ons. En dan maandag is daar bazaarvergadering. So die van julle wat graag betrokke wil raak by die bazaar nog, julle is welkom. Om Andrei sit daar agter, hy is die koördineerder die jaar. Ons het ook hierdie jaar 'n fees, ons gemeente word 75, so die van julle wat daarbey betrokke wil raak, julle kan net kom aanmeld daar by my by die kerkkantoor, ons het julle hande nodig hierdie jaar. Dan Dinsdag aand is ons laaste Bybelskool wat Dominee Rousseau aanbied, vir die kwartaal, en dan is dit skoolvakansie, die kinders sien seker uit na die skoolvakansie, ek dink ek sien meer uit daarna, na die eksamen, en dan, die leraars is met verlof, vanaf die 27ste is Dominee Stefaans met verlof tot die 12de toe, Rousseau van die 6de tot die 20ste Julie, en daai week van die 6de tot die 20ste is Drian aan diens. Dan die herberg kinderhuis, ek het laasweek gevra, ons sorg vir die dogters van huis E, en die diakonia bediening het gevra vir die komberse, die vleesie komberse, so ek kort nog 'n paar, ons wil dit graag uitgee voor die winter om is. So as jy asseblief vir my kombers kan skenk, bring dit na die kerkkantoor toe. Dan ons skoenboks projek.
wat elke maand is van Junie maand of eintlik van laas maand af tot November toe julle. Ons het laas jaar, Dominee Rousseau kan daarvan getuig, sy carry volgelaai van skoenbokse vol produkte wat ons by die ouer huis gaan afgeet. So ons het gedink om dit elke maand te doen. So jy sit net jou goedjies wat vir die maand daar is, volgende maand is waslappe en seep, bring dit aan die kerkkantoor toe of vir die voorportaal, ons doen 'n groot projek. Dit kom van Tannie Jeannie en Bartel, se klein groep wat aanvanklik het begin het laas jaar, en ons wil hierdie projek regtig groter maak, so ons het julle nodig daarvoor. En dan ons onthou dis lofoffermaand, nog hierdie maand, so die van julle baie dankie wat reeds julle bydrae gemaak het. Onthou, merk dit lofoffer, as jy inbetaal, dan kan ek dit so allokeer. En dan ons 40 dae tema, wat die 2 Augustus begin met tuis, maak die deur oop na nuwe verhoudings met God en ander mense. As jy wil deel raak vir die 40 dae, net vir die 40 dae by 'n klein groep of 'n oikos groep, is julle regtig welkom. Kontak vir my of Dominee Milan. Julle kan inskakel net vir 40 dae ook as julle wil. En dan Gerard Dempers het vir my gevra gisteraand, dis hoekom dit nie op die afkondiging is nie, want dit het laat deurgekom. Vir graad 6 soek ons volgende kwartaal 'n mentor wat vir ons kan sonnaarskool gee. So ek wil julle regtig vra, as jy net 1 Sondag vir my kan sonnaarskool gee, dan sal ek dit bitter waardeer. Ons het regtig iemand daar nodig en ook aflos mentors. Julle hierdie mentors doen elke Sondag hier. Dis net vakansies wat hulle af is. So as jy 1 Sondag kan aanmeld, hier's baie van julle, kom gee jou naam op. Ons sal jou regtig wil gebruik. En dan ons wit olifante vir die bazaar kan julle begin bring. Ek het al oproepe gehad, so julle kan vir my bring. Emmers vol genade is ons projek wat Diakonia het vir ons gesinne en families in die gemeente wat swaar kry. Ons gee elke maand vir die gesinspakkies uit en glo vir my, hierdie week het ek al 4 uitgedeel. So julle kan vir my regtig 'n emmer vat in die voorportaal, vul dit met nie bederfbare produkte, bring dit vir my terug. Ons gebruik dit regtig in ons gemeente. En dan Marita het vir my gevra, dis ook op die afkondiging nog nie. Medisyne. Julle, as julle enige ou medisyne het by die huis, pille, wat ook al, bring dit kerkkantoor toe. Ek sluit dit veilig toe. Sy kom haal dit by my en sy vernietig dit vir ons. So ek wil julle regtig sê, as julle ou pille, medisyne en botteltjies en goed het, bring dit vir my kerkkantoor toe. Ons vernietig dit so. Dankie julle. Baie dankie Annerie vir die afkondigings. Ons gaan nou oor na aanbidding toe. Ek vra dat julle self sal instel vir dit wat die Here in gedagte het vandag deur Drian. En gebruik hierdie lied waar ons sê nader tot die Here. Hy sal getrou ook nader tot jou. Nader tot die Here. Stel jouself in vir oggend en mag die Here ook deur sy woord en sy gees ook met elkeen van ons praat.
dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier saam te kan wees as geloofsfamilie, om u versorging te ervaar in die lering uit die woord, om die liefde te ervaar uit die gemeenskap van heiliges teenwoordig, en om te weet, u is ook hier teenwoordig, en verder waar ook al ons gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, vanoggend is 'n baie spesiale diens, soos julle gehoor het. Julle sou dalk gesien het, hiervoor is die nagmaaltafel ook gedek. Vanoggend gaan daar iets gebeur wat nie gereeld gebeur in 'n erediens nie, en dit is spesiaal vir Vadersdag. Vanoggend gaan ons bietjie praat oor visvang. Ons lees vanoggend uit Johannes 21. Julle kan solank julle Bybels daar oopmaak. Julle sal onthou, ons is besig met 'n reeks oor die opstandingsverhale, en ons het nou in die laaste gedeelte gekom. Oor die laaste paar weke het ons gereis deur Johannes. Johannes 20 in die vorige hoofstuk lees ons van Jesus se opstanding uit die dood, sy verskyning aan Maria, en ook sy verskyning aan die disippels agter geslote deure. Verlede week sal julle onthou het Stefans ons ook gelei deur die gedeelte van Thomas, skeptiese Thomas of twyfelende Thomas, soos hy deur die jare bekend geraak het. En ons is nou op 'n ander plek in die teks. Die disippels het begin met die opstandingsverhale in Jerusalem, waar dit eintlik alles geëindig het vir Jesus. En nou is hulle terug in Galilea. Annelie kan vir ons daai kaart maar opsit, dankie. Die van julle wat se geografie beter is as myne, sal dalk dadelik weet waar ons nou is. Vir die van julle wat op my vlak is, ons het hier onder die Blou See Egipte, aan die linkerkant bo in die hoek het ons Italië, in die middel Griekeland, en dan is daar so 'n streepie net regs van die blou water, gemerk met die rooi streep wat opgaan, dis Israel. Dis waar ons teks vandag afspeel. Nou in daai streepie van Israel sal julle sien daar so lang blou vingertjie, dis 'n rivier wat daar loop, en dan is daar 'n klein blou kolletjie, die wat se brille vuil is, gaan hom definitief nie kan sien nie. Maar daai klein blou kolletjie op die kaart is waar ons vanoggend is. Die teks praat van die see van Tiberias. Dit is ook beter bekend as die see van Galilea. Nou Galilea was 'n streek gewees in Jerusalem, en dit was eintlik hier waar dit alles begin het. Dit was hier waar Jesus sy bediening begin het, met sy eerste wonderwerk wat hy die water in wyn verander het. 600 liter water wat hy in 600 liter wyn verander het. Ek dink die wynmakers sou jaloers wees met daai. Hy het ook later in hierdie streek by die see van Galilea die 5000 mense gevoed met die 5 broodjies en die 3 visse. En dit het hy so goed gedoen dat hy na die tyd nog 12 mandjies se brood oorgehad het. Jesus het geweet waarvan die mense hou. En nou in hierdie streek van Galilea het die disippels vir 3 jaar saam met Jesus gereis. Hulle het al hierdie wonderwerke gesien, hulle het geleer by sy voete, hulle het saam met hom geëet, saam met hom gedrink. Hulle het saam met hom gereis na Jerusalem toe. Gestaan en gekyk hoe hy gekruisig word. Gesien hoe hy doodgaan. Na dit hom weer in lewende lywe in hulle midde gesien het. En hier is hulle nou weer terug, waar dit alles begin het, in Galilea. Wat doen 'n mens na so 'n avontuur? Vir die disippels was dit maklik. Hulle klim in 'n boot en hulle gaan vang vis. Wat meer wil 'n man dan nou doen? Vriende, kom ons lees saam Johannes 21 vers 1 tot 14. Jesus se verskyning by die see van Tiberias. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom nee.
Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bookleed omgebind, want sy bolyf was kaal en in die see gespring. Maar die ander disipels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek. 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê toe vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Die disippels gaan, hulle klim in 'n boot, almal gaan saam, hulle gaan visvang. Dit klink vir ons soos 'n goeie dag uitstappie. Ons gaan deur, ons vang 'n bietjie kabeljou, ons kom huis toe, maar vir die disippels was dit hulle lewe. Hulle het teruggekeer na normaal, teruggekeer na dit wat hulle ken. Hulle het nie in 'n boot geklim en gaan visvang vir die pret nie, hulle het in 'n boot geklim en gaan visvang, want hulle moes aangaan na al hierdie wonderlike dinge wat hulle gesien het. Nou, die disippels was ongelooflik goed in wat hulle gedoen het. Hulle was redelik gesoute vissermanne, buiten vir die sout in hulle hare. Hoe weet ons dit? Die teks lei ons daarin. Andrie, jy kan vir ons na daai foto toe gaan. Hierdie wonderlike foto is 'n boot wat met 'n sleepnet visvang. Nou, dis nie dieselfde net as wat die disippels gebruik het nie. Hulle sin het toe éventueel geskeur, maar moenie worry nie, die restaurasie is in werking. Ek spot sommer, stupid dominee grappie. Die disippels sou so tipe sleepnet gebruik het, hulle sou hom aan die kant van die boot gegooi het, partykeer sou hulle homself geanker het op die sand, en met die boot al om die kus gegaan het, om soveel as moontlik vis te kry. Hierdie ouens het geweet wat hulle doen. Die sleepnet is die vinnigste manier om die meeste hoeveelheid visse op een slag te kry. Verder lees ons, hulle gaan vang vis in die aand. Nou, vir manne wat nie kopligte het nie, is dit nogal braaf. Maar hulle doen dit, want dis wanneer die meeste visse in daai streek aktief sou gewees het. Hulle weet hoe om hulle opbrengs te vermeerder tot op die maksimum. Die laaste punt is die feit dat hulle vroegoggend op die mark kon wees. Hulle vis sou die varsste wees, hulle sou voor die kompetisie uit wees en hulle sou hulle groot opbrengs kon verkoop. Dit maak net sin. En ten spyte daarvan dat hulle stap vir stap alles uitbeplan, alles reg doen, jare se ervaring agter die rug het, kry hulle niks gevang nie. En om so 'n bietjie sout in die wonde te vryf, staan daar hierdie man op die kant. En in die Grieks is daar 'n dubbel verkleining wat ons raak lees, wat dit amper sarkasties of spotterig laat klink wanneer Jesus vir die disippels sê, my kindertjies, het julle nie dalk ietsie te ete vir ons nie? En dan reageer hulle baie plat en eenvoudig, nee. Ek weet van 'n paar vissermanne wat ook redelik geïrriteerd sou wees as iemand na 'n slegte dag van niks vang nie vir hulle vra, maar het jy nie 'n ietsiekie nie? Het jy maar niks gevang nie? Min mense sal hom bekend vat, en veral as jy nou 'n stappie verder dink en onthou, maar Jesus was 'n timmerman. Hy het houtwerk gedoen vir 'n lewe. So hy kon dalk kommentaar op die boot lewer, maar dat hy nou vir hierdie vissermanne kom vra, maar het julle nie ietsie, wat vang julle nou eintlik? Ek dink daai disippels was briesend geweest. Ek dink dis dalk eerder hoekom Petrus sy boekleed uitgetrek het, die man was reg geweest. Maar dan besef hulle, wanneer hulle die net aan die ander kant gooi, en die ondenkbare gebeur, hulle kry hierdie groot gros visse, meer as wat hulle selfs uit die water uit kon trek. Besef hulle, maar hierdie is nie net enige backseat visserman nie.
hierdie is Jesus. Ons ken hierdie stem, ons ken dit wat nou gebeur hier voor ons. En dan raak Petrus so opgewonde dat hy sy klere sommer weer aantrek en hy's reg uit daar in die water. En ek dink, na so heel aand visvang ekspedisie was Petrus die swem diep nodig toe hy aan kant kom, want toe was hy definitief die skoonste disipel. En daarna wag Jesus vir hulle by die koolvuur met die gebraaide vis en die brood. Die res van die disipels kom aan kant en hulle kan saam met hom ontbyt eet. Dit klink soos die droom. Terug in die goeie ou dae, terug in die ou ritme van dinge. Hulle leermeester is hier by hulle, hy sorg vir hulle. En dit klink vir ons of die disipels net kan voete uitskop, terug lê en Jesus se sorg geniet. Wat bring hulle nou eintlik na die tafel toe? Hulle kon nie net op die boot gekry het nie. Nou dis 'n vreeslike mooi storie oor visvang, maar mooi visvangstories beteken nie eintlik veel vir ons vandag. Ons sit hier met regte probleme. Die brandstofpryse is al so hoog, baie van ons koop eerder drafttekkies as wat ons tanks vol maak. Ek dink 'n paar van julle kan 'n fiets bekostig eerder as om die tank vol te maak. Ons is in die einde van eksamen en na eksamen verby is dit nou so 'n bietjie angs en sweet oor rapporte. Ek hoop ten minste die hoërskoolkinders se rapporte kom na die vakansie, dat hulle ouers hulle nie hok in die vakansie nie. Griepseisoen is op ons en baie van ons het nog skade van die storm wat so maand terugteer is. 'n Visvangstorie is vreeslik oulik en ons lag so 'n bietjie daarvoor, maar dit maak nie eintlik ons probleme beter nie. En dis waar. Maar een ding wat 'n visvangstorie baie goed doen, wat ek seker is meeste van julle weet, 'n mooi visvangstorie het hierdie krag, hierdie effek om nog visvangstories uit te lok. Dit stop net nooit by die een visie wat jy gevang het nie. Later raak dit die groot vis en later raak dit sommer 'n sandhaai wat jy uitgetrek het. Dit lok al meer stories en is uitnodigend tot deelname van hierdie visvangstories. En ek dink dis wat die teks ons ook vanoggend nooi om te doen. Hy nooi ons in hierdie visvangstorie in om vir ons te sê, maar hier gaan iets meer aan. Hierso is ietsie wat julle mee kan relate. Hierso is ietsie wat julle saam kan praat. En ek dink hy doen dit op 3 vlakke. Die eerste een is die sorg wat hy vir ons wys in die algemene dinge. Julle sal onthou vroeër het ek verwys na Jesus wat die water in wyn verander het. Daai water wat hy verander het, wat die seremoniemeester later gesê is die beste wyn wat hy al gedrink het. Dit was sommer algemene water wat die mense hulle hande in sou gewas het voordat hulle gaan eet. Dat hulle met skoon vingertjies ten minste kan hulle brood eet. Dit sou jy in meeste huise gekry het. Meeste mense sou nie 2 keer dink toe hulle daar verbygeloop het nie. Dit is maar net vuil water eintlik. En Jesus vat hierdie algemene ding en hy maak wonderlike wyn. Verder die broodjies en die visse. Vir ons is vis nou dalk 'n lekkerny as jy 'n ciabatta broodjie so 'n bietjie balsamiek, bietjie olyfolie, dan sit nou koningskos hierdie. Vir hulle was dit maar net brood en vis. Dit was maar net nog 'n ete. En Jesus vat hierdie algemene net brood en vis en hy maak iets meer daarvan. Hy maak 'n oorvloed daarvan dat daar 12 mandjies se brood oorbly. Verder, die disippels in ons teks vandag, hulle gaan uit terug na normale lewe. Hulle gaan werk toe. Hulle kry niks reg nie, hulle raak gefrustreerd. En Jesus vat hierdie frustrasie by die werk en hy verander dit in iets mooi. Hy verander dit in hierdie oomblik van sorg en van koestering waaraan hulle kan deelneem. Hoe ervaar ons dit? Ons kry dit in die algemeenste van dinge, dag na dag. Dis dalk iemand wat by die skool jou tas net vir jou optel, of dalk verder gaan en sê hulle sal hom vir jou na jou klas toe dra. Dis iemand wat hoor jy siek en nie net die foon optel en bel nie, maar besluit, dit kan nie so aangaan nie. Kom ons gaan kuier, kom ons gee vir hulle 'n bakkie gevriesde sop, dat hulle nie hoef te worry oor kook ook nog nie. Dat hulle net kan rustig gesond word. Dis dalk 'n buurvrou wat 'n kragdraad oor haar muur gooi, want jou krag is af en jou vrieskaste kan nie loop sonder krag nie. Maar deur haar kamervenster help sy jou dat jou kos nie afgaan nie.
Dalk is dit 'n totale vreemdeling wat vroegoggend met sy bakkie verbykom en jy wonder nog wie soek hierdie man wat stop op jou voorerf en hy begin die takke wat so lelik lê in sy bakkie laai saam met syne en hy ry dit weg sonder om 'n woord te sê daarvan. Dit is in hierdie algemene dinge wat hierdie teks ons nooi om die sorg van die Here raak te sien. Die tweede vlak hiervan is die oorvloed. Nou die disippels weer eens was baie goed in wat hulle gedoen het. En tog oortref Jesus hulle verwagtinge totaal. Hulle kry nie net 'n net wat so vol is dat hulle hom amper nie op die boot kon kry nie. Hulle kom op die strand en hulle kry ete, hulle kry omgee, hulle kry liefde. Ons is geneig in ons gejaagde samelewing om sukses en sorg as sinonieme te beskou. Want as ek suksesvol is, kan ek sorg vir my familie. Dis mos 'n redelike maklike sommetjie om te maak. Maar dis nie die sorg wat die Here vir ons bied nie. God kom nie na ons toe en sê, bless, jy gaan nou 'n Ferrari kry, baie geluk, nou gaan dit met jou lekker gaan nie. God kom na ons toe en hy sorg met ons, hy sorg vir ons met die algemene dinge, hy sorg vir ons met die liefde wat ons tussen 'n ouer en 'n kind ervaar. Hy sorg vir ons met die gemeenskap wat hier by mekaar sit, vir mekaar omgee en vir mekaar bou in tye van nood. Hy sorg vir ons met sy teenwoordigheid, dag na dag, waar ook al ons gaan, dat ons weet, maar hierdie mooi wat ons ervaar, is nie mooi wat ons gedoen het nie. Dis nie sukses wat ons gebou het nie. Dit is uit die genade en uit die hand van sorg alleen, dat ons dit kan ervaar. Die derde vlak is die uitnodiging tot deelname. En met dit is Jesus die disippels elke keer 'n stappie vooruit. Hulle is nog besig om die nette in die water te gooi en dan sê Jesus vir hulle, maar gooi net die net aan die ander kant. Dan vang hulle 'n groot gros vis. En terwyl hulle nog sukkel met die net, het Jesus klaar op die strand vir hulle broodjies en visse gereed. Hy is hulle elke keer 'n treukie vooruit. Maar hy los hulle nie net daar waar hulle is nie. Hy neem hulle ook saam met hom op reis om te kom tot daar waar hy hulle wil hê. Hy sorg vir hulle, hy koester hulle, hy nooi hulle uit om saam met hom hierdie pad te stap. So kan ons ook sê, ons het die voorreg om hierdie koesterende pad saam met die Here te stap. En ons sien dit, in ons doop word ons uitgenooi om te besef, maar die Here maak ons deel van iets groter. Voordat ons nog begrip het of verstaan het, kom God en hy sê, maar ek neem jou nou onder my sorg. Ek sluit jou nou in by my familie. Verder gee die doop ons 'n geleentheid om soos ons vanoggend sit, as familie van gelowiges by mekaar te wees. Nie net met die wete dat God vir ons sorg nie, maar met die wete dat ons die bevoorregte posisie het om vir mekaar te kan sorg en om ander toe te laat om jou te versorg. So ook met die nagmaal, wat Jesus gesê het, hierdie is my liggaam, neem dit. Hierdie is my bloed, neem dit. Met hierdie inneem van die liggaam van Christus, is dit nie net brood en wyn wat ons eet en drink nie, maar dit is Christus wat ons deel maak van onsself. En met hierdie deel maak van onsself, word ons ook saamgeneem om meer soos Christus te word. En wanneer ons meer soos Christus word, is die natuurlike oorvloed van liefde en sorg, 'n lewe van diensbaarheid, selfopoffering, die enigste uitweg wat dit vir ons kan wees. Vriende, wanneer ons vanoggend aan die nagmaal deelneem, wil ek julle nooi, vra vir God, waar is dit wat hy jou nooi om saam met hom te reis in 'n lewe van sorg? Kom ons sluit die oë en ons bid. Vader God, ons dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend te weet, ons sorg kom uit U hand. Ons dankie dat ons weet, waar ons ook al mag gaan, ons ook die hande en die voete kan wees, wat U sorg dra aan die mense wat dit nodig het. Lei ons dag na dag, dat ons nooit sal vergeet van die voorreg wat ons het, in hierdie reis saam met U nie. En dat ons nooit vanselfsprekend sal neem, waar ons sorg vandaan kom nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
gee nou oor vir Stefans met die nagmaal. Baie dankie Drian, dankie vir die boodskap. Dit het elkeen van ons harte geraak. Ek gaan vra vir die mense wat voorkom sit, wie ons genooi het om by my te kom sit, dat ek dan nie so alleen sit hier voor nie. Dan ook vir Marie-Louise vir julle vra om gou die tafel vir ons gereed te kry. Ons reëling is dat ons deel hier is al die tekens uit en as ons klaar is dan gaan ons die instellingswoorde doen en by die instellingswoorde gaan ons dit saam gebruik. So hou dit by jou. Wag jou tyd af tot ons die instellingswoorde gee en dan kan ons dit saam ook geniet vir oggend. Ek gaan vra sommer vir die diakens of vir die kerkraad om vorentoe te kom. Ons gaan solank die tekens uitdeel en dan sal ek net so 'n stukkie iets oor die nagmaal lees. Ons gaan dan daarna sal ons dan die instellingswoorde doen. Ons nooi almal uit, ook ons kinders, dis ook hulle vanoggend hier so is om ook saam met ons nagmaal te vier. Die Here se ete waar ons aan sit, hy sorg vir ons so waar ons so saam sit dan geniet ons saam met ons nagmaal. Dis sou jy moet nie voorkom sit oor waar inskryf.
Net seker maak, almal het wyn of druiwesap gekry. As jy die gekry het, steek maar net jou hand op. Almal brood gekry. Dit lyk so baie, dankie. Julle kan gaan sit. Ek hoop julle het vir julle self ook gevat. Kan julle gou vir hulle bedien, as hulle nie het nie. So gaan julle twee dan. Julle kan gou gaan. Maar net julle hande opsteek daar. Al die kerkraadslede wat nie gevat het nie, steek net julle hand op. Hier is twee gewillige diakens. Dit is onnodig geplaai hierso. Is dit reg? Vriende, die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Nie alleen word ons in die nagmaal met Jesus se dood verbind nie, maar ook met sy lewe. En is die opgestane Christus deur die Heilige Gees self by ons teenwoordig, ook vanoggend. Hierin lê die diepste geheim en die grootste vreugde van die nagmaal. Dit sluit ook die gemeenskap met mekaar as lidmate van die een liggaam van Christus in, aangesien dieselfde Gees wat ons oë vir Christus oopmaak, ook ons oë vir mekaar oopmaak en ons se liefde aan mekaar bind. Soos die apostel Paulus skryf, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Dit bring meer dat ons in vergewensgesindheid, in nederigheid, goedgesindheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid met mekaar moet omgaan. Kolossense 3 vers 12. Wie die brood en die wyn van die nagmaal eet en drink, word ook geroep om die voete van die ander te was, soos ons in Johannes 13 vers 12 tot 15 lees. Wie eenmaal saam aan die Here geëet en gedrink het, of saam met hom geëet en gedrink het, kan nie meer in onvrede met mekaar leef nie. Efesiërs 2 vers 14 tot 15. Geliefdes, ons kom na die tafel van die Here, omdat hy ons ken, omdat hy ons liefhet en vir ons sorg. Soos 'n vader en moeder vir hulle kinders sorg, so dra God ons deur elke dag van ons lewe. En daarom wil ek hê dat jy saam met my vanoggend die nagmaal gebruik, ook as 'n teken van God se versorging. Die Here wat vir ons eintlik, Jesus wat vir ons eintlik padkos vir die week gee. En wanneer ons die brood eet en wanneer ons die wyn proe, dat ons ook geïnspireerd sal wees om ook nader aan mekaar te beweeg, mekaar raak te sien, mekaar te omarm, te omhels en ook vir mekaar lief te wees, soos wat die Here Jesus Christus vir ons eerste lief gehad het. En mag hierdie liefde uitkring na die gemeenskap toe, en mag die gemeenskap sien dat Jesus Christus lewe, die opgestane Here wat saam met sy disippels geëet het op die strand, mag julle ook vanoggend ervaar dat ook in die tekens hy ook vanoggend teenwoordig is. Wanneer jy dit ook gebruik, mag dit jou inspireer en bemoedig ook vanoggend. In die nag waarin Jesus oorgelewer is, het die Here Jesus brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat ek vir jou en vir julle gegee het. Gebruik dit tot my gedagtenis." Julle kan dit saam met my gebruik. Vriende, in die eet van die brood, as jy voel dat dit deel raak van jou liggaam, dat jy ook so deel is van wie God is, en ook so deel raak ook van mekaar. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê:
Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Gebruik dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Wanneer ons hierdie brood geëet het en ook hierdie wyn drink, verkondig ons eintlik die dood van ons Here Jesus tot hy weer kom. Neem, drink en proe ook dat Jesus se bloed vir elkeen van julle ook gevloei het vanoggend. Here, baie dankie dat ons in gewone wyn, gewone druiwesap, gewone brood en ek die buitengewone sien, en dit is dat U ons help om raak te sien dat U liggaam vir ons gebreek is, dat U bloed vir ons gevloei het, dat U ons ook aan mekaar kom bind het ook vanoggend, omdat ons so deel van U is. Dankie Here vir die boodskap wat ons vanoggend kon kry. Dankie dat hierdie boodskap ons verder neem, om ook U hande en voete te wees in 'n wêreld wat U so nodig het. Dankie Here dat U deur hierdie tekens ons geloof kom versterk het, ons fokus weer kom skuif het weg van onsself, maar dat ons fokus kan skuif op U. Jesus Christus, ons verlosser, wat aan die kruis vir ons gesterf het, maar wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God ons Vader. Dankie dat ons kan weet dat U weer terugkom om ons te kom haal, by ons te kom wees. Dankie dat U Gees vir ons gestuur het om in ons te woon, om ons te herinner aan wie U vir U Vader is en wie Jesus Christus is. Mag ons telkens verras wees hoe U elke keer oor ons pad kom op verskillende maniere om Uself aan ons bekend te maak. Mag ons groei as disippels van U. Mag ons soos ons visie sê brandend wees vir God, vir mekaar en ook vir die wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan die laaste lied gaan ons saam sing. En dan word jy genooi om saam te kuier hierso by die saal, hierso is iets om te drink, sommer net saam te gesels, en ek herinner net weer almal wat deel is van vanoggend, dat ons kry mekaar, as julle nou hier uitstap, daar's so 'n gebouetjie met 'n braaiplek, ons hoop die vreugdevure gaan brand vanoggend daar so by die jeuglokaal, ons gaan mekaar daar kry, almal van julle weet wie julle is, om ook saam met ons 'n draai daar te kom maak, dat ons so 'n bietjie kan gesels oor wat ons vanoggend ook beleef het. Baie dankie vir almal wat hier was, en mag ons ook in hierdie laaste lied wat ons sing, waar ons net sê hoe groot is ons God. Hy is die een waarop ons fokus ook vanoggend is. Goed, ons gaan die saam en dit is het
aangaan van die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.